ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 366. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Javashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy dalk belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of spesifiek die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, die een wat verban is in die wêreld, die kry hom in geen boekwinkele in die wêreld nie. Nie soos een nie, in Suid-Afrika, nie komboekwinkels of P&A of C&A of jy noem hulle wat as jy wil. Hulle is nie beskikbaar, nie eens by Amazon nie. So jy belangstel, ek het 'n paar beskikbaar. Jy kan my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://javashua.co.za. As jy dalk die eerste keer is jy na die reeks gaan kyk of luister, jy is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy die verskillende kennisgewings van al die verskillende studies waarmee ons besig is, kan kry. Het is lewensveranderend, maak seker pen, papier en 'n 3353 Afrikaans Bybel. Baie belangrik. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre, Vader Jaffa, om dankie te sê vir die begin van 'n nuwe week, nadat jy vir ons deur hierdie naweek geseën en gesalf en gedraai het. Baie dankie vir die geleenthede wat jy vir ons geskep het, wat ons kon gebruik het, om die saad van die ewige lewe te saai. Ek wil bid en ek wil vra, Vader Jaffa, gee ons insig en wysheid om te hoor wat die Ruach HaKodesh vir ons wil sê, en ontvanklike sielsdimensies, Vader, om in te neem, nie net te hoor nie, maar in te neem en 'n deel van ons lewe te maak. Ek bid u salwing in hierdie week se boodskap, ons bid vir vandag, Vader. Dankie vir elke Javis, boetie en sussie, dink aan hulle wie siek is, dink aan hulle wie krank is, hulle wat probleme het, raak hulle aan, voorsien in elke behoefte in die rykdom van die genade. Seën die woord, ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashua, elke Javis sê halleluja, halleluja, wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Javas vir ons groot en goed, en ons eer hom, halleluja. Baie welkom by die ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën sal wees. Ek wil net afkondig, ek het vergeet, want ek het nie ingetik nie, dat die 2de Mei, 3 uur, nie 2 uur nie, maar 3 uur die middag, het ons weer 'n onderdompelingsdiens, 'n groot onderdompelingsdiens in Montana. So die datum is belangrik, daar is heelwat mense wat gevra het, so jy kan dit afskryf, ons gaan dit so nou en dan net adverteer. 2 Mei 2026, 3 uur die middag, dis 'n Saterdagmiddag, né? Sal jy meer wil weet, kan jy my vra, dan stuur ek vir jou 'n kort boodskapie wat ons reeds het op band, waar jy alles kan hoor wat nodig is. Ons gaan oor na ons studie toe vanmôre, halleluja, Spreuke 20, vers 24. Wat 'n woord, wat 'n woord, wat 'n woord. In hierdie gedeelte waarmee ons besig is vir hierdie week, wil ek weer hê dat jy moet oplet op die hoofletters en kleinlettertjies. Hoe hulle sommer kleinlettertjies gemaak het wanneer Jaffa en Javashua wat praat. En ek het dit al gesê, ek gaan dit weer sê, dit gee totale ander indruk, dit gee totaal ander betekenis aan die werklikheid van die woord, wanneer dit met 'n klein lettertjie geskryf staan. En dan wil ek sê, jong mense, kinders, jong mense wat wil Bybel lees, dan praat ek eers van die volwasse mense nie. Hulle mis die boodskap, omdat daar klein lettertjies is, jy weet dit reeds. Vers 24, die voetstappe van 'n man, jy moet maar aanhoudend vir my vingers kyk ook, want hier is baie wat ek inlas. Die voetstappe van 'n man of vrou, wie sê dat hulle wedergebore is. Nou, ons lewe in die tyd, wat baie mense sê, hulle is godsdienstig. Ons lewe in die tyd waar baie mense sê,
hulle behoort aan 'n kerk of denominasie of so 'n organisasie of institusie of wie ook al. En dan is hulle totaal en al van die boodskap af. Hulle is totaal en al van die waarheid af. Hoekom? Omdat hulle kerkdogma aanhang. Ek sê nie alle kerkdogma is verkeerd nie. En alle kerkteologie is verkeerd nie. Maar 99,9% daarvan is, soos die Engelsman sal sê, way off. Hoekom? Want het gaan in die rigting van die katholieke denkwyse, van die Babyloniese hoermoeder en van die godsdienstige institusies, se sienswyse wat geskep is rondom die dogma en die fondasie van die Babyloniese hoermoeder. Nou sê Salomo, die voetstappe van 'n man, ek sê vrou ook, want ons lewe mos in die tyd vandag waar die vrouens deel is van die koninkryk, né? Wie sê dat hulle wedergebore is, halleluja. Hang van Jaffa ons Elohim af. Iemand het een keer gesê, it's easy to talk and not bear the fruits. Dis maklik om te praat wanneer jy tussen 'n sekere groep mense is, maar nie die vrugte van die ruach teenwoordig het nie. En dit is belangrik. Ons moet die vrugte van die ruach uitstraal na buitekant toe. En koning Salomo sê, die voetstappe van 'n man en 'n vrou, wie sê dat hulle wedergebore is. Daar's twee maniere. Daar's een wat sê hy is wedergebore. En dan weet hulle nie eers wat dit beteken en wat is die kwalifikasies om wedergebore is nie. Hulle verstaan nie Johannes 3 vers 1 tot 11 nie. Hulle het nie in Afrikaanse klou wat daar staan nie. Hoekom? Want dit rym nie met hulle godsdienstige dogmatiek nie. O nee, ons is gedoop toe ons babiekies was. En dit gaan my in die hemel invat. Nee, my ou, jy mis die bus. Hy is lankal verby. Lankal. Hy kom ook nie weer terug voor môre nie. Nee, daar's 'n kwalifikasies. Johannes 3 vers 1 tot 12. As die eerste keer wat jy kyk hierna, gaan luister, gaan lees die woord. Wat sê hy? Jafashua sê vir Nikodemus, hy sweer, hy sê voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, sal jy die koninkryk nie ingaan nie. En dan sê hy die tweede keer, jy sal dit nie sien nie. So met ander woorde, hy praat van die bruidskamer. Want die ou aan die kruis het dit gemaak. Hy was nie geonderdompel in die naam van Jafashua tot vergifnis van sy sonde nie. Hy het dit gemaak. Genade het dit gemaak. Hy het dit gemaak tot in die derde hemel, die paradys. Maar nou sê koning Salomo vir ons, die voetstappe van 'n man en 'n vrou, wie sê dat hulle wedergebore is. Ons moet nie net sê nie. Ons moet doen. Ons moet aktief betrokke wees. En jy kry baie ouens wat soos hy sê, die man en die vrou wat sê, hulle kan praat, maklik praat, maar wanneer dit by die doen kom, by die aksie kom, by die vertoning van die vrugte van die Ruach HaKodesh, 1 Korinte 12, 1 Korinte 14, as jy bietjie wil gaan lees daar, wat is die vrugte van die Ruach HaKodesh? Wat wil Jaffa in ons lewe sê? Hy sê, hang van Jaffa ons Elohim af. Hoe sou 'n mens dan sy, ek kyk my vingers, eie weg verstaan? Wanneer ek in my eie krag en hoedanigheid moet kom, vanmôre, en ek myself probeer dryf, en ek myself probeer leer, dan kry jy dit soos hierdie ouens wat, iemand daar een of twee keer by gesê het, ons leer nie by mense nie, ons lees niemand se boeke nie, die Bybel sê, ons word deur die Heilige Gees geleer, hierdie futuristiese ouens, né? Dispensationaliste, hulle is vernaam, dan sê hulle vir jou, nee, ons word deur die Heilige Gees gelei. Toe praat ek met die persoon so 'n bietjie en ek sê, laat hy jou vertel wat staan in Daniël 12 vers 11 en 12. En ons praat oor. Ek sê, hoekom lei die Heilige Gees? Ek sê verduidelik. Kom ek lees gou vir jou. Toe lees ek. Ek sê verduidelik dit gou vir my. En hy staan met sy mond vol tande. Ek sê verduidelik dit net vir my. Jy sê mos die Heilige Gees sal jou leer en lei in alle reg. Nou hier's die kans. Jy sien, Jaffa sê, hoe sal ons weet as iemand ons nie sê nie? En dis hoekom Jafashua 2000 jaar gelede 3 jaar geneem het om sy disippels te leer om apostels te wees. Hy het hulle geskool, hy het hulle Bybelskool toe gevat. 3 jaar lank het hy hulle geleer. Partykeer was daar
4,000 waar hy my brood en visies gevoed. Ander keer was sommer 5,000 wat kom sit en luister het waar hy hulle preek. Ander kant was daar kere was daar skares mense gewees, mans en vrouens wat kom sit en luister het wanneer Jafashua sy disippels geonderrig het. So ek moet nie by daai een kom die Heilige Gees gaan my leer en lei nie. Ons het nodig. Die woord sê, hoe sal ons weet as iemand ons nie sê nie? Hoe sou ek geweet het as oom Thys nooit met my begin praat het nie? Hoe sou u geweet het as ons nooit met u begin praat het nie? Verstaan? En so gebruik Jaffa die een en die ander, en dan sê hy, ons ken ten dele, en ons profeteer ten dele, maar ons gaan eendag ten volle ken. So ons mag nou onthou, ek het altyd gepraat van die 10 letter alfabet. Hoekom? Want oom Thys het my geleer, totdat ek die verhandeling van Joseph Thomas in die hande gekry het. Toe sien ek daar's 22 letters, nie net 10 nie. Die eerste 10 in die Restoration op bladsy 5 van die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, is waar hy die name voorkom. Maar daar's nog 12 ander. As jy dit wil hê, ek het dit foto's geneem van dit, ek het vir baie mense gestuur al. Ek wil weer sê, as jy dit wil hê, dis 'n goeie ding om te hê, kan ek dit vir jy stuur. Jy kan sien dat die fonds, elke ding van daai eerste 10 letters is presies dieselfde as wat op die 22 letter alfabet voorkom. So ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Hy sê maar, hy sê, die voetstappe van die man en vrou hang van Jaffa, ons Elohim af. Hy lei ons, hy wil ons leer, hy wil ons hou. Hoe sal 'n mens dan sy eie weg verstaan, terwyl die bonatuurlike woord verklaar, dat sonder heiligmaking dit onmoontlik is om deel van die bruid van Jafashua te word. Hy sê, wees heilig want ek is heilig. Die woord kom uit sy streef heiligmaking na, waar sal niemand die koninkryk van Jaffa sal sê nie. Dit is die woord, ons moet dit kan verstaan, dat hy sê, dis die voetstappe waarin ek en u wandel, en in hierdie dag sal ek en u in die geregtigheid van Jafashua moet wandel. Ons moet lig wees, vars brood, vars water, vars sout, aan 'n verlore wêreld. Hulle hinker daar buitekant na die waarheid. Hulle hinker. Ons het soveel nuwe mense. Wanneer ek so 'n ding sê, soos ek kan die foto's skryf wat ek afgeneem het van Joseph Thomas se 22 letter alfabet wat hy vir Joseph Brand Rotterdam gegee het om die Restoration Bybel mee te vertaal, want dis waar die name uitkom. Dan kan jy verstaan dat hulle was almal huisvriende gewees. Burkon, Spurkon, Trellis, Thomas, Joseph Brand Rotterdam, hulle almal was dokters en professors gewees. En ons praat daar van 1820 af, verder aan. Hulle het amper Westkortenaar se Nestle-Aland teks, die korrupte en verdraaide teks gesink. Nou, die woord kom en hy sê, dis wat ons aanhang. Ons fondasie moet wees die heiligmaking. Ons geestelike fondasie moet wees dit wat die Ruach sê, wat Jaffa sê, is wat hy van ons verwag. Wees heilig, sê Jafashua, want ek is heilig. Ek kan nie met 'n brandewyn in 'n hotdog staan en vir iemand die evangelie preek nie, ek sê dit. Jy kan nie. Dit weerspieël nie vir my heiligmaking nie. Jy kan nie in 'n kroeg gaan sit en vir my sê, vanaand gaan ek iemand hierso na die Here Jesus toe lei nie, is ons wat hulle sê, ek het gehoor al ouens. En weet jy wat, gaan kyk na daai ouens, 'n jaar en 'n half later, dan het hy teruggeval in alkoholisme, dan is hy verslaaf aan drank, dan die duiwel hom vasgevang. Weet jy hoekom? Want Jafashua gaan nie in so 'n plek nie. Ek kan onthou, jare terug toe my pa tot bekering gekom, was 'n babietjie gewees, van 9 maande oud, toe hy saam met pastoor Victor gaan huisbesoek doen. Dan klop pastoor Victor aan die deur, en as die mense die deur oopmaak, my pa was agter die pastoor, dan steek die pastoor eers vas, en dan loop my pa half teen pastoor Victor vas,
en dan gaan hulle in die huis in. En so later die aand, toe vra my pa vir pastoor Victor, pastoor, sê vir my, ek het nou al 4-5 keer in jou vasgeloop. Hoekom steek jy eers elke keer vas? Hy sê, Broniek, ek wil net seker maak, want daai tyd was die Here Jesus. Ek wil net seker maak, Here Jesus wil hier ingaan, voor ek hier ingaan. Maar jy kan nie vir my sê, Jafashua wil in 'n bar ingaan nie. Om 'n ou gered te kry daar, hy kan hom buitekant die bar red ook. Verstaan jy wat ek sê? En dus, jy kan nie met 'n brandewyn en coke sit, om 'n ander ou uit sy brandewyn en coke uit te kry nie, verlos te kry nie. Nee, sonde kweek nie heiligmaking nie. Dit het nog nooit gewerk nie. Die woord sê, draai om, draai weg. Dis wat bekering beteken. Dis hoekom apostel Petrus vir die ouens op Pinksterdag gevra het, toe hulle vra, wat moet hulle doen broeders? Toe sê hy, bekeer julle, en elkeen van julle geonderdompel word in die naam van Jafashua tot vergifnis van julle sonde. Bekering beteken omdraai. Dus as in die weermag, wanneer ons gemarcheer het, links, regs, omkeer, tyd al, 1, 2, 3, kom terug. Bekering en omkeer is presies dieselfde ding. Terwyl jy in daai rigting stap in jou sondige lewe, en bewus word van die genade bloed, en die vergifnis wat daar is, in die naam van Jafashua, dan draai jy om van daai sondes, en jy kom terug na Jafashua toe. En dis wat hy wil hê, dis wat die woord sê, die weg, die voetstappe van 'n man, hang van Jafas Elohim af. Hy sê, hoe sou 'n mens dan sy eie weg verstaan? Ons verstaan net dit wat die woord ons leer. En ons wil in die bonatuurlike geopenbaarde woord wees, en in niks anderste soos kerkdogma, kerkdoktrine nie. New Age sisteme en al die goed. 60-40, 60% in die wêreld, 40% by Jafashua, of 40% in die wêreld, 60. Nee, dis of alles of niks. Maar die woord sê, en ek sluit af, was jy koud, in Openbaring 3 vers 14, was jy koud of warm, maar omdat jy lou is, gaan ek jou uit my mond uitspoeg. Kom ons wees aan die brand, tot môreoggend as Vader Jaffa lewensgesondheid spaar. Maranatha, Jafashua kom weer, halleluja.